Ek kry gereeld skaapboere wat vir my sê, jong, ek is nie en ek so baie sterk op die kantoor werk nie. Ek is maar meer 'n man vir daar buite in die veld, dis nie skaap wees, jy moet dis nie diere wees, jy moet kyk wat daar aangaan. Want anders gaan die ding nie werk nie. Nou, dit is so, as 'n skaapboer is jy meeste van die tyd maar die ou wat die werk moet doen. Die meeste skaapboerderye is maar klein medium ondernemings. So jy sal meeste van die tyd spandeer net maar om die werk te doen. Maar die kantoorwerk is net so belangrik en eintlik die heel belangrikste van die boerdery. En dit is waar jy jou beplanning moet doen. Dit is waar jy moet gaan monitor en evalueer en kyk of jy die regte pad is, of jy nog by jou doelwitte is ensovoort. So jy moet tyd in jou kantoor spandeer. En verhouding gewys is dit nie so baie tyd wat jy daar moet spandeer nie. Maar het is belangrik dat as jy tyd spandeer in die kantoor, dat jy daai tyd reg spandeer en op die regte goed fokus. Baie welkom by die video. As dit jou eerste keer hier is, ek is Bram Kutse en ek is al vir meer as 30 jaar betrokke in skaap- en wolbedryf in Suid-Afrika. Nou in hierdie video gaan ek spesifiek kyk na wat ek noem die 3 pilare van winsgewende skaapboerdery. Die eerste pilaar is besigheid en mense, die tweede een is skaapproduksie en die derde een is natuurlike hulpbronne. So in hierdie video gaan ons spesifiek kyk na besigheid en mense. Dit is daai kantoorwerk, daai gedeelte wat jy moet verstaan. Goed, ek gaan my skerm met jou deel en dan gaan ek vinnig vir jou net deur die prosesse vat en vir jou wys wat ek bedoel met besigheid en mense. Goed, voor ons verder gaan, dit is belangrik dat jy weet wat is jou verwysingspunt. Hoe vergelyk jou boerdery met die top 20% skaapboere in Suid-Afrika? Waar staan jou boerdery? Is jy onder die top 20% of is jy onder die onderste 20%? Of waar tussenin? Dit is belangrik dat jy weet waar jy staan. Want as jy weet waar jy staan, dan sal jy weet wat om te doen, om te verbeter. Nou, ek het 'n skaapbestuurshandleiding wat jy toegang toe kan kry teen 'n minimale koste. Die skakel is reg onder hierdie video, sal jy dit kry. Daar sal staan skaapbestuurhandleiding. Jy kan op daai skakel gaan klik en dan sal jy by die handleiding uitkom en dan in die handleiding sal jy ook toegang kry tot 'n skaapbestuursprogram. Dis ook 'n elektroniese bestuursprogram wat lewendig is met skakels en wat ek bedoel met lewendig is. Dis 'n dokument wat ek gereeld opdateer, nuwe goed bysit. So dit is 'n baie handige stukkie gereedskap vir jou om jou te help met jou skaapboerdery. En dan sal jy ook toegang kry tot skaapboerdery evaluasie. Dis so 15 vrae, dit vat jou 5 minute om dit te doen. En dan sal jy presies kan sien waar jy staan ten opsigte van jou boerdery. En dan het ek ook 'n welvaart en skaap mentorgroep, daar jy sal ook 'n uitnodiging kry binne in die handleiding. As jy deur die handleiding gewerk het op die einde en jy voel jy meer hulp nodig, dan kan jy na daai mentorgroep uitnodiging toe gaan en gaan kyk wat daar bestaan en wat dit daar bied. So, nou, die enigste 3 maniere om geld te maak uit jou skaapboerdery. Daar is basies net 3 maniere. Dit is jy moet die prys verhoog, jy moet die koste van jou produksiekoste verlaag en as jy dan daai bruto marge kry, dan moet jy meer daarvan kan produseer om dan jou boerdery wins te verhoog. So hierso is net 'n tabelvoorstelling van hoe dit werk. Nou as jy gaan kyk na jou boerdery, dan sit jy met 'n vaste koste komponent of 'n oorhoofse koste komponent. Jy sit met 'n veranderlike koste komponent, en dit verander soos wat die boerdery groei, op jy meer oeye het, meer hektare grond het. En dan het jy 'n boerdery inkomste of 'n takking inkomste wat dan soos wat jy meer diere het, is dit ook dan 'n hoër inkomste. So iewers gaan jy dan 'n gelykbreekprys hê wat jou inkomste uit jou vee uit meer is as wat jou koste, oorhoofse koste en jou veranderlike koste of direkte koste is.
en dit is dan jou gelykbreekpunt. So die uitdaging is hoe kry jy hierdie boerderyinkomste van jou bruto produkinkomste, hoe kry jy dit hoër en hoe kry jy die koste laag, dan die veranderlike koste, direkte koste, op watse koste kan jy sny, op watse oorhoofse koste kan jy sny, sodat jy hierdie gaping groter maak, hierdie boerderywins, netto boerderyinkomste, daai winsgedeelte, dat jy dit kan groter maak. So dit is maar die enigste 3 maniere om dit eenvoudig te stel. So, nou, wat is die 3 pilare van winsgewende skaapboerdery? Daar's 3 fokusareas om 'n winsgewende volhoubare skaapboerdery te bou wat aan toekomstige geslagte oorgedra kan word. Eerste is besigheid met mense en dan is natuurlike hulpbron en produksie en bestuur. En ons gaan in die video net fokus op besigheid met mense. Nou wat bedoel ons hierso met besigheid met mense? So eerstens gaan ons kyk onder besigheid met mense is dink en doen soos die top 1% skaapboere. Nou wat doen die top 1% skaapboere? Hulle het 'n visie. Hy weet presies wat hy vir homself wil hê in die lewe. Wat is sy droom? Hoe lyk 'n kwaliteit lewe vir hom? En wat is sy persoonlike doelwitte wat hy vir homself gestel het? Wat is sy waardes en sy beginsels? En dit het hy gedokumenteer, dit is op skrif. En dan weet hy wat sy ingesteldheid moet wees om by daai drome van hom uit te kom. En dan wat hy verder gaan doen is hy bepaal wat is sy winsdrywers. Wat is die goed wat vir hom gaan suksesvol maak in terme van sy besigheid om dan hierdie kwaliteit lewe wat hy vir homself gestel het te ondersteun en om sy doelwitte te bereik. So en dan kom dan by die skep van 'n strategiese besigheidsplan. Dit is daai tyd wat jy moet spandeer in die kantoor. Jy moet beplanning gaan doen. Jy moet 'n strategie uitwerk. Met ander woorde, hoe gaan jy daai goeders, die volgorde waarin jy dit aan mekaar gaan sit, jy moet dit prioritiseer. En dan moet jy gaan aksies uitwerk. Wat is die spesifieke goed wat jy moet doen om daai te bereik? En dan baie belangrik is, dit moet gemonitor word. En dan moet jy met 'n stelsel hê wat jy dit meet. En dan moet jy, as jy daai data ingesamel het, dan moet jy dit evalueer. En as jy dit klaar geëvalueer het, dan jy kan regstellings maak en verbeter. So dit is wat jy moet doen as jy wil om die top 20% wees. Boere wil wees, dan moet jy 'n besigheidsplan hê. Dit moet op skrif wees. Dit moet presies uiteengesit word. Jy moet dit kan volg, jy moet dit kan monitor, evalueer en regstel. En dan baie belangrik is bemeester jou plaas se finansies. Nou as dit hier by hierdie gedeelte kom, dan is daar baie skaapboere wat ek sien wat tekort skiet in terme van om te weet wat is hulle koste van produksie, wat is hulle bruto inkomste uit hulle vertakkings uit, om te weet wat is hulle direkte kostes op hulle vertakkings. Hulle weet nie regtig, hulle sukkel om hulle begrotings op te stel. Hulle verstaan nie heeltemal hulle inkomste en uitgawes nie. Hulle monitor nie hulle bates en lastes nie. En dan om te evalueer en reg te stel. So hierso is dit baie belangrik dat jy eerstens moet jy 'n stelsel in plek hê. So jy moet presies weet hoe bereken jy jou boerderyinkomste vir elke vertak wat jy het. In 'n skaap of skaap en bees en gewasse is. Jy moet presies weet hoe bereken jy die boerderyinkomste van elke vertak, die bruto inkomste. Dan moet jy gaan presies uitwerk wat is die direkte koste wat gekoppel is aan elke vertak, sodat jy 'n bruto marge kan gaan uitwerk vir daai spesifieke vertakkings. En dan moet jy gaan doodseker maak wat is jou oorhoofse kostes, sodat jy tot by 'n netto boerderyinkomste kan uitkom. So jy moet dan jou finansiële state gaan vat en jy moet dit gaan ontleed sodat jy daar kan uitkom. En dan as jy daai goed uitgewerk het, dan moet jy vir jouself gaan sê, nou gaan ek vir my begroting opstel. Vir my kontantvloei, maar ook om te begroot vir my jaar. So wat is my boerdery,
wat is my bruto marges wat ek wil bereik en wat is my netto boerdery inkomste wat ek wil uitkom. En dan moet jy jou begroting moet dan jou inkomste uitgawes insluit. En dan ook belangrik is dat jy jou bate en laste register gaan opstel. Jy moet presiese voorraad hê van alles wat jy het in terme van jou veeregisters, dan jou toerusting, elke liewe dingetjie wat bates wat jy het, wat is dit wat jy moet begin in voorraad hê op dit. En dan moet jy ook weet wat jou laste is, en dan moet jy 'n manier hê van hoe jy dit kan monitor. So byvoorbeeld jou inkomste en uitgawes moet jy op 'n maand-op-maand basis kan monitor teenoor jou begroting. Te kyk as jy op lyn is, jy nie op lyn. Jy moet ook jou bates en lastes gaan monitor. Jy moet jou veeregisters moet gemonitor word elke maand. Dan moet jy evalueer en jy moet regstel. Dit is die enigste manier om regtig suksesvol te wees. En dit is hoekom jy tyd in die kantoor moet spandeer. En dan die bou van 'n veerkragtige en 'n skaalbare boerdery. Hierso gaan dit oor stelsels. So elke liewe dingetjie wat jy in hierdie strategie van jou gaan inbou, in jou beplanning, sê of dit is rondom jou skaapvertakking, jou beesvertakking, jou weiveld of wat dit ook al is wat jy moet doen. Al jou take wat basies herhalende take. En dit met herhalende take dis goed wat elke jaar moet gebeur. Dis 1 keer in 6 maande, 'n kwartaal, 1 keer 'n maand, 1 keer 'n week. Elke taak wat herhalend is op 'n jaar tot jaar basis of selfs op 'n 2 jaar basis herhalend is. By elke herhalende taak op jou boerdery en boerdery is oor die algemeen baie siklies. Dieselfde goed gebeur oor en oor. So jy moet 'n stelsel gaan uitwerk vir daai spesifieke taak. Dat jy nie elke keer hoef te gaan dink oor hoe dit nou gedoen word. So jy, solank jy in beheer is, jy weet wat om te doen. Maar as jy nie daar is nie, dan weet die ander mense nie om dit te doen nie, want jy sê oor al die dingwerk. Nou as jy die dingwerk wil uitskakel, dan moet jy stelsels gaan implementeer. Wat vir elke spesifieke aksie, wat herhalend is, moet daar 'n stelsel wees. En daai stelsel moet sê, wat is dit wat gedoen moet word? Hoekom dit gedoen moet word? Wie is die verantwoordelike persoon wat dit moet doen? En dan moet jy prosesse in plek stel. Met ander woorde, wat is die volgorde waarin daai goeders moet gebeur om daai aksie uit te oefen? En dan praat ons van standaard operasionele prosedure, met ander woorde die metode, presies hoe moet dit gedoen word? Elkeen van daai stappies in die proses moet daar 'n beskrywing wees van hoe dit gedoen moet word. Sodat die persoon nie hoef te dink daaroor nie. Jy hoef nie elke keer te gaan dink. En omdat jy in 'n boerdery is wat hoofsaaklik 'n klein medium onderneming is, het jy nie die leksheid om iemand te gaan aanstel, soos byvoorbeeld in 'n groot maatskappy kan hulle, as dit 'n voorbeeld is nou, soos 'n finansiële bestuurder, hulle kan 'n ou gaan aanstel wat 'n CA is, wat presies weet wat dit is wat moet gedoen word en hoe om dit te doen. So jy gaan koop daai skill in en hy weet wat om te doen. Maar in 'n boerdery gedeelte werk dit nie so nie. So jy moet presies gaan sê wat is daai metode, wat is daai standaard operasionele prosedure, sodat mense nie hy moet daai kan lees en dan moet hy dit kan doen. En dis hoe jy stelsels bou en 'n veerkragtige boerdery bou. Dan moet jy betroubare data kan insamel, so jou rekordhouding vir wat dit ook al is, vir elke stelseltjie, wat is die uitkoms wat jy wil hê van daai stelsel, watse data gaan jy insamel, om te kyk dat daai stelsel, dat die uitkoms is soos wat jy dink dit moet wees. So jy moet vir jou 'n rekordstelseltjie gaan bou, te sê wat is dit wat jy gaan meet. Dan moet jy dit meet, met ander woorde, hoe doen jy dit? Hoe meet jy dit? Sodat dit moet gemonitor word en dan moet elkeen van daai goed moet geëvalueer word. So elke liewe ding moet geëvalueer word om te kyk of dit wat die verwagte uitkoms moet wees, is dit, kom jy daarby uit, en as jy nie daarby uitkom nie, dan moet jy vir jouself gaan sê, maar wat is die rede hoekom ek nie daarby uitkom? Is daar 'n fout met my
is daar 'n fout met my proses, met ander die volgorde waarin ek goed gedoen het. Is daar 'n probleem met die persoon wat die stelsel dryf? Is dit die verkeerde ou, is hy nie goed genoeg opgelei nie, doen hy nie die goed reg, of is dit dalk, alles is reg, die persoon is reg, die volgorde is reg, maar die metode wat hy gebruik om daai goeders te doen is nie reg. Wat is die probleem? En dan moet jy 'n regstelling maak. En dan is dit herhalende gedrag oor en oor, want dis 'n herhalende proses. So jy moet hom elke keer op 'n jaarbasis herhaal en op 'n maandbasis herhaal, op 'n weekbasis. Jy moet voortdurend probeer om dit te verbeter. Klein verbeterings. En so bou jy 'n veerkragtige boerdery. En dan, as dit kom by risikoverskansing, dan praat ons hier van pryse, droogtes, vloede, brande, so hoe dis wanneer jy droogte het of vloede het of daar kan brande wees. Dit is goeders waarteen jy moet vir jouself gaan sê, hoe kan ek my verskans? Jy moet vir jou 'n stelsel uitwerk daarteen. Dan moet jy ook vir jou 'n stelsel uitwerk oor hoe verskans jy jou teen pryskommelinge. Enige pryskommelinge, die markte kan op en af gaan. Wat gaan jy doen om dit te doen? Dan is daar ook risikoverskansing in terme van siekteuitbrake, waar jy vir jouself moet sê, dit is hoe my kwarantainreëls gaan werk, as ek goeders inbring op my plaas, sodat ek sorg dat daar nie 'n siekte uitbreek wat my hele boerdery kan lam lê nie. En dan ook siektevoorkoming binne in jou boerdery met 'n biosekuriteit-plan. Dit is al die goeders wat jy in ag moet neem. En dan ook in terme van jou persoon of in terme van arbeid, moet daar risikoverskansing wees dat as daar stakings is, of as daar opstande is, wat ook al jou boerdery kan affekteer, hoe verskans jy jouself teen daai risiko? En dan in terme van dood of ongeskiktheid, ongelukke, jouself, as jy iets oorkom, het jy versekering op jou lewe, as jy wegval, hoe gaan die boerdery kan aangaan sonder jou, of as jy in 'n ongeluk betrokke is en jy kan nie, jy is nie daar om die dag tot dag besluite te neem, hoe kan die boerdery aangaan, of as daar van jou sleutelmense 'n probleem het, of as jou werkers staak, of enige iets van daai. Hoe verskans jy jouself teen daai risiko? Jy moet 'n plan in plek hê om dit te kan doen. Dan as dit kom by jou arbeid, weet elke persoon op jou plaas wat dit is wat hy moet doen, wat is die rol en verantwoordelikheid, maar die belangrike beginpunt is eintlik is om te gaan identifiseer waar jy hulp nodig het. Want jy kan onmoontlik al die werk op die plaas self doen. Jy kan nie alles fisies onmoontlik om jou boerdery alles self te kan hanteer. So jy moet gaan uitwerk waar jy hulp nodig. En as jy dan uitgewerk het waar jy hulp nodig het, dan moet jy gaan dokumenteer. Wat is dit wat daai hulp wat jy benodig? Wat is dit wat hulle moet doen? Wat is die rolle en verantwoordelikhede wat hulle moet vat? En dan moet jy dit gaan neerskryf. En dan moet jy 'n metode hê, dit evalueer. Of doen die mense dit wat jy wil hê hulle moet doen hulle dit behoorlik en het dit die uitkoms wat jy wil hê, of wat jy verwag, die impak wat dit moet hê op jou boerdery. Is al daai goeders in plek. En dan het jy 'n stelsel om met jou mense te werk. Kritiseer jy hulle vir alles wat hulle doen, want hulle kan nie so goed soos jy doen nie, so herinner jy hulle heeltyd daaraan dat hulle dit nie so goed doen soos wat jy dit kan doen. Of is jy iemand wat die persoon komplimenteer vir die goed wat hulle doen en vir die goeie werk wat hulle doen, om dan meer uit hulle te kry. Gee jy behoorlike opleiding vir jou arbeid, sodat hulle daai werk kan doen. Stel jy die regte persoon aan, is jou werwingsproses van so 'n aard dat jy met die regte persoon begin, of ten minste met 'n persoon begin wat se integriteit en se opvoeding en se vermoë so is dat jy hom kan oplei om dan die werk te doen
soos wat jy verwag het moet doen. En is daar dan ook geleenthede vir hierdie mense om te groei binne jou besigheid. So dit is alles goed wat jy in ag moet neem, wanneer dit kom by arbeid. Dan as dit kom by jou bemarking verkope vir maksimum wins, hoe lyk jou bemarking en jou verkope? Nou daar's 'n verskil tussen bemarking en verkope. Bemarking is weet die mense wie jy is, weet hulle wat se kwaliteit produk jy het. Nou hierso gaan dit baie oor 'n handelsmerk. Het jy 'n handelsmerk vir jou boerdery, vir jou stoet, vir jou wat dit ook al is wat jy verkoop? Het jy 'n aanlyn teenwoordigheid? Met ander woorde, het jy 'n YouTube kanaal, het jy 'n Facebook page, het jy hoe weet die mense van jou op sosiale media? En dan het jy 'n manier hoe jy mense hoe jy jou die mense wat praat van in Engels praat hulle van leads, het jy e-posadresse wat jy bymekaar sit waarmee jy vir mense kan e-posse uitstuur van produkte wat jy het, of hoe gaan jy hierdie goed van jou bemark op 'n aanlyn basis? Dan watse verkoopskanale gebruik jy? Verkoop jy direk aan die abattoirs of aan die voerkraale? Het jy 'n agent waarmee jy werk? Verkoop jy deur 'n agent aan die voerkraal of aan die abattoirs? Wat is die metode wat jy gebruik? Verkoop jy diere op veilinge ensovoorts? Of kan jy waarde toevoeg op jou produkte? Is daar sekere van jou goeders wat jy kan sê maar dat 'n klompie diere wat jy self slag en opsny en dan direk aan die boer aan die huisvrou verkoop? En daar naaste wat is jou metode van verkoop en wat is daai verkoopskanale wat jy gebruik om waarde toe te voeg of om meer geld te kry? Wat is jou onderhandeling wat jy doen? Vra jy vir beter pryse? Bel jy rond? Bou jy goeie verhoudings met die mense aan wie jy verkoop? Hoe gaan jy te werk om die hoogste moontlike prys te kry vir jou produkinkomste? Dan opvolgbeplanning en die bou van 'n boerdery nalatenskap. Hoe lyk jou boerdery? Moet hy oorgaan na iemand in die familie toe as jy nie meer daar is nie? Hoe lyk daai boerdery struktuur van jou? Met ander woorde, het jy 'n trust struktuur, het jy maatskappye in plek? Wie is die aandeelhouers van die maatskappye? Wie is die trustees van die trust? Wie is die begunstigdes, kapitaal begunstigdes en inkomste begunstigdes van die trust ensovoort? Daar is 'n klomp goed waarna jy moet kyk. Hoe lyk daai boerdery struktuur van jou, sodat as jy nie meer daar is, dat die pap nie op die grond val? En wie is die persoon wat gaan oorvat by jou? En hoe kommunikeer jy dit met die mense wat gaan oorvat, met ander woorde die erfgename? Hoe doen jy dit? Is dit gedoen? Het jy dit gedokumenteer om te sê wat die proses gaan wees? Wat se opleiding gaan jy gee vir die persoon om oor te neem wat die boerdery moet oorneem? En as die opleiding gedoen is, wat is die tydsraamwerk waar binne die boerdery oorgegee gaan word om te sorg dat dit behoorlik oorgegee word sonder dat die pap op die grond val? En dan wat jou persoonlike bates aanbetref, die verdeling daarvan na jou erfgename toe, het jy dit in plek, het jy 'n testament in plek wat presies sê hoe die verdeling gaan plaasvind van jou persoonlike bates, sodat daar nie konflik is as jy nie meer daar is, dat mense hulle arms stompies beklei oor die erflating en al daai goeders kon verhoed gewees het deurdat jy hierdie besigheid van jou reg bestuur het. So dit is wat besigheid en mense aanbetref. So weer, waar staan jou boerdery? Waar staan jy ten opsigte van die top 20% boere as dit kom dan by hierdie spesifieke goeders van besigheid? Jou kantoorwerk, daai wat jy so afskeep, maak seker dat jy dit doen. So weer eens, reg onder hierdie video is daar 'n skakel wat jy kan gaan klik, wat jy by my bestuurshandleiding kan uitkom. Dit is 'n minimale bedrag wat ek vra vir die bestuurshandleiding. Dan in die bestuurshandleiding sal jy toegang kry tot die skaapbestuursprogram. Dit is 'n baie handige
stukkie gereedskap wat jy kan hê om jou te help om jou skaap beter te bestuur. En dan is daar ook 'n skaapboerdery evaluasie wat jy kan gaan doen om te kyk waar staan jy boerdery ten opsigte van die top 20%. En dan as jy regtig wil hulp hê in terme van om jou besigheid beter te bestuur, dan kan jy gaan kyk na my welvaart met skaap top 20 mentorprogram. So ek hoop jy het waarde gekry uit hierdie video uit. Gaan kyk na die video wat nou op die skerm verskyn as jy meer wil weet oor stelsels binne in jou boerdery.